Hartlike goeiemôre, liewe gemeente en geliefdes. Is andermaal my voorreg om die woord van die Here aan u te bring. Dominee Pieter het nou hard gewerk hier die afgelope week, veral met die week van gebed, al daardie boodskappe wat hy vir ons gebring het. So ons het dit goed gedink dat ek hom so 'n bietjie aflos en hy ook so 'n bietjie rus kan kry. Voordat ons begin met die erediens, ons het nou so baie lekker reën gekry, die wêreld is groen, die spruite is vol, die damme is vol, alles is vol, en ons is en die gras groei natuurlik onder ons uit. So ons is baie dankbaar vir hierdie wonderlike reëns wat ons in Februarie gekry het. Februarie wat eintlik altyd maar 'n baie moeilike reënmaand is. So die Here is vir ons eintlik besonder goed om vir ons in hierdie tyd, wanneer die mielies en die boontjies en al die gewasse dit eintlik so nodig het, om vir ons soveel lieflike reëns te gee. Ons gee aan hom al die eer daarvoor. Ons wil ook vir u graag uitnooi na ons nagmaal. Volgende Sondag, die 21ste. Dit gaan 'n inrydiens wees. Soos wat ons dit hier in Augustus, September ook gehad het. Die gewone kerktyd 9:00. En ons gaan hier op die kerkterrein gaan ons dan almal in ons motors bymekaar kom. Die klank gaan deur middel van die motorradio wees. Ons kry 'n sender of 'n baan waarin ons dan nou die klank kan uitsaai, en dan luister ons daarna in ons motors, en ons wil net ook versoek dat u dan asseblief net u eie brood en u eie wyn sal saambring, die elemente met ander woorde, om sodoende te verhoed dat die elemente hanteer word. Ons probeer daardeur maar net om versigtig te wees, sodat ons nie mekaar aansteek, ook deur daardie hantering van die elemente nie. En dan moet ons ook sê, het ons toestemming gekry by die Ring van Heidelberg, dat ek en Dominee Pieter bevestig kan word by dieselfde geleentheid. Dit gaan ook hier buite plaasvind, en dit gaan 'n besondere geleentheid wees, ek dink vir almal van ons. In 'n ligter lyn kan ek nou sê, u het ons nou so vir 2 jaar op sig gehad, en so nou kan u ons gebruik. Ons is baie dankbaar daarvoor, dat ons so in diens van die Here kan staan en deur hom gebruik kan word, en dat ons u dan nou ook kan bedien met die woord en met die liefdestekens van die Here, deur die omgee vir mekaar en die liefde vir mekaar. Ons bid en glo dat dit 'n wonderlike tyd sal wees, wat ons dan nou so in die Here se diens sal staan en ook in u diens sal staan, en dat dit tot uitbreiding van die koninkryk van die Here hier sal geskied. Dan is eerskomende Sondag natuurlik ook Valentynsdag. Nou ja, daar's verskillende menings oor Valentynsdag.
Ek self het nie veel erg daaraan nie, maar dit is tog 'n geleentheid waar ons as verliefdes, verloofdes en getroudes vir mekaar kan sê en kan op 'n tasbare manier vir mekaar kan sê, ek is lief vir jou. Vir ons as gelowiges natuurlik nog verder, ek is lief vir jou in die Here Jesus Christus. So daarmee wil ons dan ook sê, gelukkige liefdesdag, en mag ons opnuut weer vir mekaar waardering hê in ons huise en waar ons ook al beweeg. Baie sterkte daarmee. Eerskomende maandag gaan ons dan weer luister na wat die president ten opsigte van die nuwe bewegings in die COVID-omgewing sê, en of daar ook weer verdere verligting sal kom, veral ten opsigte van die kerk. Maar voorlopig gaan ons voort met ons uitsaaidienste, soos wat ons besluit het en ook reeds afgekondig het. Kom ons buig ons hoofde voor die Here in aanbidding en bid om sy seën by hierdie geleentheid. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Aan almal wat aan God behoort, deur in Jesus Christus te glo, ook u wat deur middel van die media ingeskakel is op hierdie diens, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Geliefdes, kom ons sing hartlik saam, en ek hoop u ken die woorde, pragtige lied van Willie Joubert, God van wonders. Ons het in hierdie afgelope tyd wonderwerke beleef in die natuur. En as jy nie die woorde ken nie, luister maar na die pragtige woorde van daardie pragtige lied, God van wonders. Jy kan die storms nie beheer nie, jy kan die sonlig nooit verdoof, jy kan die branders nie beteel nie, of beveel om op te kloof. Jy kan die vis en brood vir mense nie vermeerder, of op water loop. Ons dien 'n God van wonder. Jy kan die blinde nie laat sien nie, of verlandes weer laat loop. Jy kan die doofes nie laat hoor nie, of kan jy siekes dalk genees. Jy kan 'n hart van klip nie breek met al jou woorde. Ons Here kan, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. Wie kan die wentelbane vashou, wie kan die sterre laat verskiet, wie kan die lewe wat en vorm in 'n lewe moederskoot.
Hy hou die kosmos in die holte van sy hande. Here doen, ons dien 'n God van wonders. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. Here lief, ons dien 'n God van wonders. Ons skriflesing kom vanmôre uit Efesiërs hoofstuk 3. Ons gaan van die 14de tot die 21ste verse met mekaar saam lees. Dis eintlik so 'n pragtige, wonderlike gedeelte wat ek vanmôre met u wil deel. Maar voordat ons by die prediking kom ons buig die hoofde in. Kom ons bid saam, dat die Here hierdie geleentheid ook sal gebruik om met elkeen van ons te praat en vir ons ook nie net te laat hoor en te laat luister na wat hy vir ons wil sê nie, maar dat ons dit ook sal uitleef. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, hoe wonderbaar is u naam op die ganse aarde. Ja, Here, die natuur daar buite is daarvan vol, die vee op 1000 berge wat aan u behoort. Baie dankie dat ons so by mekaar kan wees in die Gees. Baie dankie, Here, vir hierdie lieflike reëns wat ons die afgelope tyd ontvang het. En dit op sigself is ook 'n wonder. Baie dankie dat u ook veral daar in die Noord-Kaap, waar dit so lank so droog was, dat ook daar plekke reën gekry het. Maar ons weet ook, Here, dat daar plekke is wat dan nog daarna smag, na hierdie lieflike reën wat die res van die land gekry het, en hulle daar sonder moes bly. Ons wil bid, Here, dat u in die groot genade waarmee u vir ons geseën het, ook aan hulle sal dink. En Here, dat u op u eie wonderlike manier ook daar vir hulle die reën sal gee. Ag Here, waar ons as gemeente dan ook hier by mekaar is, om te luister na u woord. En ja, Here, ons weet, u woord sê vir ons, in die begin het u met die volk gepraat deur die profete. In die tyd van Jesus het u met u kinders gepraat deur u seun Jesus Christus, die lewende woord. Maar u het ook vir ons u woord gegee, wat onfeilbaar is, wat skerper is as enige swaard met 2 snykante. En
dat u woord vanmôre ook aan ons sal openbaar. Dit wat u vir ons wil sê, Here, is sodat dit kan verrig in ons lewens, wat u daardeur verrig wil hê. Maak ons nie net ons ore oop nie, Here, maar ook ons harte. Saai die saad van u woord op wel voorbereide akkers, Here, sodat daar groei mag plaasvind. Ons bid dit in u wonderlike naam. Amen. Geliefdes, voordat ons nou by die skriflesing kom, net so enkele opmerking. Ons het hier die afgelope tyd, in die afgelope week, het ons dit beleef, hierdie wonderwerk wat ek in my gebed genoem het, van die damme wat tot oorlopends toe vol gemaak is. Ons het video's gesien op die multimedia en selfs op die nuus, lugfoto's gesien van die Gariepdam wat oor sy uitloop stroom, 120% vol. Ek het ook foto gekry van die Loskopdam daar naby Groblersdal, wat ook oor sy uitloop stroom. En die Vaaldam het maandagoggend om 5:00 ook begine oorloop. En het ons gister, of vroeër in die week, het ons gehoor dat die sluise oopgemaak is. So ook die Hartbeespoortdam, daar die massas water wat daar uitgelaat word, om uiteindelik ook die dam te beskerm, maar dat die water verder aan eintlik soos 'n vallei vol water daar loop. Daar was ook videomateriaal op verskeie nuusuitsendings oor die Augrabies waterval wat in volle vloed is. En meer as 2500 kubieke meter water per sekonde die afgrond afstort met 'n groot geraas, soos 'n brullende monster. En dat dit 'n sproei veroorsaak. Ek het 'n pragtige foto gekry van waar daar 'n reënboog gevorm het van hierdie sproeireën daar by die Augrabies watervalle. En dit het alles hierdie afgelope maand van die begin van Januarie af, het dit begin gebeur. Ja, groot dele van die droogtegetuisterde Noord-Kaap het oorvloedige reën gekry. Riviere het weer begin loop wat 6 jaar gelede laas geloop het. En dink aan hierdie wonder, dat hierdie massas water deur wolke gedra word en op plekke uitgegiet word, reg oor ons land, oor die grootste deel van ons land, en selfs Namibië, en Botswana, en Zimbabwe. En dat dit op sommige plekke selfs oorstromings veroorsaak het. En dit is ver bo ons begrip, dat hierdie massas water in die lug kan bly. En daarom kan ons nie anders as om te sê, ons dien 'n God van wonders nie.
En dit is hoekom ek daardie liedjie van Willie Joubert gekies het. God van wonders. Gaan luister maar weer na daardie pragtige woorde. Maar weet jy, God wil nie net vir ons oorvloedige fisiese reën gee nie. Hy wil ook vir ons daardie innerlike en geestelike seëninge gee. En dit in oorvloed. Ek wil graag aansluit by die week van gebed wat deur Dominee Pieter Bakkel gelei is. Deur vanoggend te fokus op Paulus se gebed aan die Efesiërs in Efesiërs 3 vanaf vers 14 tot 21. En alhoewel Paulus hierdie gebed vir die Efesiërs bid hy volgens die wil van God vir hulle. Dit is ook God se wil vir elkeen van sy kinders, dat hulle, of moet ons liewerster sê, ons, die maksimum van dit wat hy in voorraad het, sal benut. Hy wil vir ons oorvloedig seën met geestelike reën, soos wat ons buite in die natuur die afgelope tyd gekry het. Ja, hy wil ons vul tot ons oorloop van daardie geestelike seëninge, sodat ons dit ook met ander kan deel. Is dit nie wonderlik nie? Daarom wil ek graag vir u lees Efesiërs 3 vanaf vers 14. Ekskuus vir die oomblikie. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil onmiddellik sommer ons tema aankondig. En dit sal ons tema wees vir die volgende keer ook, wat ek dan nou uit hierdie gedeeltes gaan preek. Vul jou volle geestelike kapasiteit. Vul jou volle geestelike kapasiteit. Paulus bid die Efesiërs 6 dinge toe. En ek het dit vir u probeer wys toe ons dit gelees het, dat hulle innerlike mens versterk mag word. Dat hulle geloof in Jesus Christus sal wortel skiet en sal groei. Dat ook hulle liefde vir en in Christus gevestig mag raak en mag groei.
dat hulle die omvang van Christus se liefde mag begryp. Dat hulle op persoonlike vlak die liefde van Christus mag ervaar. En dat hulle heeltemal vervul sal word met die volheid wat God skenk. Nou ek wil u dadelik geruststel. Ek gaan nie in hierdie preek van vandag al 6 daardie gebede behandel nie. Ek wil dit graag in 2 deel, terwille van die tyd, deur vandag die eerste 3 bedes te behandel en dan by my volgende geleentheid oor 6 weke die volgende 3. Nou, geliefdes, ek wil dit so persoonlik maak dat ons dit kan vat. Dat ons dit kan neem, as het ware kan eet en kan verteer. Vul jou volle geestelike kapasiteit deur jou innerlike mens, deur die Heilige Gees te versterk. Deur jou geloof ten volle op Christus te vestig en deur jou liefde in Christus te laat wortel skiet en te laat groei. Kom ons begin by die eerste. Deur jou innerlike mens, deur die Heilige Gees te laat versterk. Wat bedoel Paulus wanneer hy die term innerlike mens gebruik? Is dit jou IQ of jou intelligensiekoëffisiënt? Of is dit jou emosionele intelligensie? Of jou alter ego? Nee, nie een van hierdie 3 nie. Want jou IQ kan jy nie self verhoog nie. Aan jou emosionele intelligensie kan jy dalk werk. En ja, aan jou alter ego moet 'n mens eintlik maar sê, party van ons het te veel daarvan. Die teoloog Marcus Barth sê dat die innerlike mens volgens in hierdie gedeelte beteken dat Christus wat in ons woon groter en sterker moet word. Nie ek self nie. Eerens sê Johannes die Doper, wanneer die skrifgeleerdes en die fariseërs hom uitvra, toe hy begin preek na wie hy is, dat hy ontken dat hy self die Messias is. Maar dat hy van Christus sê dat hy moet meer word. En hy wat Johannes is, minder of kleiner. Dit is die wil van God dat Christus uiteindelik my hele wese vul. Wanneer 'n mens iemand baie vol van homself is, dan sê ons hy is eksentries of eksentriek. In ander woorde, alles draai om hom. Hy wil in die sentrum van belangstelling wees. Nee, sê Paulus, ons moet Christosentries wees en word. Hy moet my enigste doelwit wees. Kom ons sê enigste geestelike doelwit. Ons het waarskynlik
in ons persoonlike lewe het ons ander doelwitte ook. Maar hy moet my geestelike doelwit wees, die belangrikste. Nie net om 'n kwaliteit van Christus te hê, soos 'n gawe, soos die geloof wat ek besit nie. Christus Jesus moet my fokuspunt wees. Dit sê hy moet versterk word. En vir die woord versterk gebruik die Engelse vertaling vir die Griekse woord dynamis, dynamai, gebruik die Engelse die woord fortify. En die woord laat 'n mens dink aan die forte wat die Engelse en die boeremagte op die hoë koppies en heuwels van die landskap gebou het tydens die 3-jarige Vryheidsoorlog. En hier in ons omgewing is daar ook van hulle wat met dik, sterk mure gebou is, waarin die verspieders kon hulle self beveilig met die wete dat daardie koels wat na hulle toe geskiet word, nie deur daardie mure sal dring nie. En die Heilige Gees maak dan vir jou en my ook so sterk om die bose pyle wat na ons as Christene geskiet word, te kan afweer, om sterk genoeg te wees om dit te kan weerstaan. Wat is jou en my hoogste doelwit? Is dit om jouself innerlik te versterk met kennis, met emosionele krag? Is dit om jou persoonlikheid te ontwikkel sodat jy sterk genoeg sal wees om die grootste uitdaging te kan oorkom? Of het jy al vir Christus Jesus jou fort gemaak, waarin jy nie net kan skuil tydens bedreigings nie, maar dat hy ook jou kragbron sal wees, van waaruit jy kan uitgaan na die wêreld om mense vir Christus te wen. Dit bring ons by ons tweede punt. Deur jou geloof ten volle op Christus te vestig. Wat is geloof? Die beste definisie van geloof vind ons in Hebreërs 11 vers 1. Waar die Hebreërskrywer sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is met ander woorde om die onsienlike te kan sien. Paulus skryf in hoofstuk 2 vers 8 van Efesiërs natuurlik: Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Deur geloof in Jesus Christus word Christus so 'n werklikheid dat jy met hom kan praat. Dat jy sy teenwoordigheid hier langs jou kan aanvoel. Hy word vir jou daardie onsigbare metgesel op jou pad oral waar jy heen gaan.
Hy word jou beste vriend, aan wie jy jou diepste geheime kan toe vertrou. Nie dat hy dit nie weet nie, maar net die feit dat jy dit ook vir hom kan sê. Hy is, wanneer Christus so 'n werklikheid vir ons geword het, dan is hy nie langer meer net 'n idee of 'n ideologie, soos, ons kan enige iets nou maar vat. Dit wat ons op 'n politieke vlak glo nie. Nee, ook nie maar net soos 'n imaginary friend of 'n verbeeldingsvriend, soos wat ons in ons kinderdae gehad het en met wie ons partykeer hardop gepraat het of in ons gedagtes mee gepraat het. Nee, hy's meer as dit. Jesus is 'n werklikheid. Hy is ook betroubaar. Hy sal nie jou diepste geheime aan die wêreld gaan uitlap nie. Hy is jou raadgewer in elke uitdagende situasie. Geliefde, dit is wat Jesus graag vir jou wil wees. Is dit hoe jy hom ken? Ons kom by ons derde bede. Deur jou liefde in Christus te laat wortel skiet en te laat groei. Liefde en geloof is die manier waarop Christus in ons harte woon. In die geloof, wanneer ons in hom glo, en deur die liefde wat ons vir hom het, maar wat ons ook vir ons medemens het. Maar terselfdertyd is Jesus ook die medium, die grond waarin ons kan groei. Hy wil hê dat ons wortels diep in hom sal laat indring, sodat ons, en as ek 'n ander metafoor mag gebruik, sterk plante kan wees. Die Griekse werkwoorde wat hier gebruik word vir wortelskiet en groei, dui op 'n voltooide tyd aan. Met ander woorde, 'n afgehandelde proses, die resultaat eerder as die groeiproses. Met ander woorde, ons praat van geestelike volwassenheid. En weet jy, geliefdes, omdat God se geestelike rykdom net so onuitputlik is en eintlik meer onuitputlik is as die reën wat ons die afgelope tyd ontvang het, wil hy ook hê dat sy kinders in daardie geestelike rykdom sal deel en dat hulle dit vir hulle self sal toeëien, dat hulle dit in besit sal neem. En ja, soos die grootste dam in ons land kant en wal vol is en oorloop, en die riviere ook hulle walle, hulle oewers oorstroom, so is dit God se wens vir sy kinders en vir sy kerk, dat ons ook sal oorloop van die geestelike seëninge wat hy in voorraad het.
Weet jy, die doel van 'n dam is nie maar net om water op te gaar, om te sê, ek het soveel water nie. Nee, ook nie om vir dit om vir homself te hou nie. Maar om daardie water beheers te laat uitvloei vir die besproeiing van gewasse, om die gemeenskap te voed en om die land te voed. Vir drinkwater vir mens en vir dier. So moet ook die oorvloed van geestelike seëninge wat ek en jy van Christus deur die Gees ontvang, mag ons dit nie vir onsself hou nie, maar moet ons dit deurgee aan ander, dat ook hulle kan deel in die oorvloed wat God gee. Dus ek en jy gewillig om dit wat ons verniet van God ontvang het, ook verniet met ander te deel, wat nie soveel het, soos ek nie. Amen. Here, U is die God van oorvloed. Want alles in die hemel en op die aarde behoort aan U. Ja, die hele skepping is daarvan vol. Daarom weet ons, U het oorvloed op oorvloed. Dankie dat U dit ook nie net vir Uself wil hou nie, maar dat U dit met ons as mense wil deel. Baie dankie, Here, dat naamlik U liefde, wat onuitputlik groot is, dat dit so groot was, Here, dat U bereid was om U seun na die wêreld toe te stuur, om mens te word, maar om uiteindelik ook 'n slagoffer te word van mense se haat en onguns en afguns, om mense se sonde. En dat ook U, Here Jesus, ons so lief gehad het dat U Uself laat offer het aan 'n kruis. Dankie dat U gekom het om ons sondeskuld, wat net so oorvloedig was soos U geestelike seëninge, maar dankie dat U geestelike seëninge nog meer was, en dat U al daardie skuld kom wegwas het. Ja, en Here, dat U vir ons wil skoonmaak deur die bloed van Jesus. Dat U vir ons wil wit maak soos wol. Ja, ook soos die wolke, die cumuluswolke daar buite, wat opbou en hoog die lug in styg. Baie dankie vir die oorvloed van genade wat U vir ons wil gee, en alreeds gegee het in Jesus Christus. Here, gee vir ons ook die genade om dit in ontvangs te wil neem, om dit te aanvaar. Help U vir ons ook daarin, Here, want uit ons eie uit is ons te swak en te aards en te sondig. Ons bid dit
in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou weer, en ek kon regtig nie aan 'n beter lied gedink het nie, as daardie pragtige ou Halleluja lied, wat ons as kinders geleer het, en die Halleluja liedere wat vandag nog voortleef, na meer as 40 jaar, wat hulle nie meer 'n amptelike liederebundel van die NG Kerk is nie. Strome van seën van bowe. Kom ons sing dit heerlik saam. Kom ons sing dit uit die hart uit met volle bors. Nou sing ons dalk ook vals. 'n vriend van my sê, die engele sit daar bo reg, en hulle tune dit, sodat dit nie vals by die Here uitkom nie. Kom ons sing dit hartlik saam. Strome van seën van bowe, dit het die liefde beloof. Heerlikheid van verhoge, vloei uit ons eiland en hoog. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, daal met verfrissing tans neer. Schenk uit die hemelse volheid, schenk ons 'n oorvloed, o Heer. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, hier laat ons vloei in elk oord. Schenk die belofte verhogen, kom en bevestig die woord. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, gee dit al voller, o Heer. Dorstig en bedende wagons, word hier verheerlik, o Heer. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Geliefdes, hierdie gebed van Paulus is een van die wonderlikste gebede in die Here in die Bybel, wat vir ons, soos ons nou agtergekom het, vertel van die volheid van God. En dit is 'n begrip wat ons vir onsself moet vasmaak, waarop ons eintlik maar moet inskakel, moet infokus. En daarom wil ek u uitstuur met die mooi seënbede van die monnike van Oud Sarum,
wat dateer uit die 12de eeu. Mag God in ons gedagtes wees, in hoe ons dinge verstaan. Mag God in ons oë wees, in hoe ons na dinge kyk. Mag God in ons monde wees, in alles wat ons sê. Mag God in ons harte wees, en in ons manier van dink. Mag God by ons wees, oral waar ons gaan, tot die einde toe. Amen.